is trots op jou. Dis nie waar nie. Jy is nie alleen nie. Moenie bang wees nie. Laat ek help. Ek is lief vir jou. Ek is met jou. Dis okay. Hou aan sterk wees. Onthou dis 'n leuen. Ek is trots op jou. Jy's nie alleen nie. Jy is waardig. Ek is meer as net 'n gevoel in aanbidding. Ek is die gees van die lewendige God. Ek is jou helper. Nou, ons is in ons reeks oor die Heilige Gees, week 3 daarvan, en ons vat hom so stukkie vir stukkie, breek op, wie is die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees, ons kyk vandag na, is die Heilige Gees nog vir vandag? Nou, kyk of is dit nog relevant, wat sê die woord daaroor? Nou, ons leef in 'n tyd waar daar ouens is wat vra of doen God nog steeds dinge soos wat dit in Handelinge afgespeel het, soos wat dit in Handelinge gebeur het. Is die Heilige Gees nog steeds aktief? Is talespraak nog steeds vir vandag? Is wat ook al gebeur het in daai tyd nog relevant tot vandag? Is dit nog vir ons of het dit iewerste opgehou? Nou, die groter vraag wat ek dink ons vir onsself moet vra is, of het God verander? Of het ons as mense ophou verwag? Nou, ek dink die waarheid is dat die Heilige Gees het nie saam al die disippels afgetree, op pension gegaan, en nou is dit verby nie. Ek dink dat dit wat vir daai tyd was, het hy nog steeds vir ons bedoel, nog steeds vir ons beloof. En A.W. Tozer sê die volgende. Hy sê, the Holy Spirit is not a luxury. Hy sê, he is a necessity. Het is belangrik dat hy deel is van ons lewens. Dis noodsaaklik. Nou, Jesus sê, gelowiges sal met nuwe tale spreek. Nou, ons gaan volgende week bietjie meer deep dive in talespraak, so as jy dit verstaan of nie verstaan nie, next week, maar ek wil net sê, ons gaan so bietjie aan dit raak vanoggend, bietjie na dit kyk, as dit iets is wat jy al gesien het, as dit iets is waaroor jy wonder, so bear with me, want dit wat ons sien, is dat wanneer iemand in tale gedoop word, nie orals nie, maar baie keer is die teken wat gevolg het dat mense in ander tale gespreek het, wanneer hulle met die Heilige Gees gedoop is. Nou, so dit gaan 1 of 2 keer feature, so ek wil net hê dat jy bewus is, dat jy weet daarvan, en dat jy saam in tune bly. So jy kan jou Bybel uithaal, jou notaboek regkry, jou iPhone regkry. Ek bly sê iPhone, want ek sê iPhone user, ek besef almal is nie noodwendig nie. Ek sê Apple stolic. So wat ook al smart device jy het, kan jy uithaal. En kom ons begin en ons lees saam. En ons lees saam uit Markus 16 vers 17. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Nou, ek wil hê dat jy net gou hier oplet, dat Jesus sê, hy sê nie net die apostels nie, hy sê dat die wat glo. Nou, ek dink as redding nog vir vandag is, as ons vra of is die Heilige Gees nog vir vandag, en ons sê, as redding nog vir vandag is, as genesing nog vir vandag is, dan is die Heilige Gees ook nog vir vandag.
Ek dink dit is interessant hoe ons baie keer verse vat en dan besluit ons wat was vir daardie tyd en wat was vir nou gewees. Niemand sê oor Matteus 28 vers 20 wat sê, en kyk ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hulle sê nie dat daai deel is net vir toe nie, right? Want dit sê tot aan die einde van die wêreld. Ons hou die beloftes in sy woord wat vir ons gemaklik voel. Maar ons is stil as dit by die bonatuurlike goed kom. Dan wil ons dit nie noodwendig meer relevant hê vir vandag nie. Party mense raak ongemaklik oor tale en as mense omval en al die goed wat gebeur, mense wat begin uitspattig lag, as hulle beleef dat die Heilige Gees besig is om met hulle te werk. En ons sien hierdie goed gebeur, maar dit is vir ons nie weird as iemand soos 'n absolute mal mens op loftes wegtrek en begin skree vir sy span nie. Dan is dit normaal. Dan is dit heeltemal oukei. Dalk is dit oor hy 'n paar te veel biere in het, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar ek dink ons besluit te maklik wat is vir ons normaal en wat is nie normaal nie. En as dit kom by die woord, dan doen ons baie keer dieselfde. Ons besluit wat is vir ons gemaklik en wat gaan ons vat en wat is die goed waarvan ek gaan wegbly. Maar die woord kom en sê die Heilige Gees word op alle vlees uitgestort. Let op alle vlees. Handelinge 2 vers 16 tot 18. Maar dit was deur die profeet Joël gespreek, dit wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God, ek sal van my gees uitstort op alle mense. Hierdie belofte is vir almal. God sê, seuns, dogters, jong mense, ou mense, diensknegte, diensmaagde, maak 'n hele lang lys, en sê, hierdie is vir almal. Hierdie is nie net vir party nie, dis vir almal. Dis nie net vir predikers en superheiliges en vir professionele Christene nie. Hierdie is vir almal. Ons sien dat sy gees uitgestort word op gewone mense. Petrus, 'n visserman. Matteus, tax collector. Die disippels was nie hierdie ouens wat jare geswat het en 'n moviese teologiese graad agter hulle naam het en dis hoekom hulle gekwalifiseerd is om die Heilige Gees te ontvang nie. Nee. Hulle was gewone mense gewees. Maar tog kom God en hy gebruik hulle kragtig. Smith Wigglesworth sê, God does not call the qualified, he qualifies the called. Ek en jy, elkeen van ons is geroep. Elkeen van ons wil deur die Here gebruik word. En of jy dink jy is reg, is irrelevant. God gaan jou gebruik soos wat jy is. 'n Moses met sy hakkel, Petrus met sy kortie meer, wie ook al jy mee relate, jy hoef nie perfek te wees om deur God se Gees gebruik te word nie. Hy roep jou en hy koop jou. Nou, hierdie gawes van die Gees wat uitgestort word, as ons die Heilige Gees ontvang, die gawes wat saam met dit kom, die gawes is vir elkeen wat hulle self bekeer. Vir ons wat sê, okay, ek loop nie meer my ou lewe nie, ek kies Jesus, maak 'n 180, ek loop nou in 'n ander rigting, ek volg Jesus, dan is hierdie vir ons. Handelinge 2 vers 38. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die woord sal is redelik belangrik hier. Nie miskien nie as God besluit hy is nou in 'n goeie by nie. Julle sal dit ontvang.
want hy wil dit gee. En hierdie is 'n belofte vir elke liewe mens, vir almal. Handelinge 2 vers 39. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. As almal wat daar ver is net die volgende generasie beteken het, dan beteken tot die einde van die wêreld seker net volgende Woensdag. Is julle met my? Die evangelie, God se woord, steeds vir vandag. Steeds relevant tot vandag. As dit kom by die Heilige Gees, God gee die Heilige Gees vir die wat vra. So maklik soos dit. Hy gee dit vir die wat vra. Nou, ek wil hê ons moet na die gelykenis kyk wat Jesus vertel. In Lukas 11, ons gaan lees vanaf vers 5 tot 13. En hierdie gaan letterlik oor gee wat gevra is. Lees saam met my, is 'n lywige stukkie. Okay, is nie so lankie, maar en hy het vir hulle gesê: Wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê: Vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom. En ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê: Moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang. En hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee. Of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy 'n eier vra vir hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat vir hom bid. God wil nie sy gees van ons weerhou nie. Hy wil dit vir jou gee. En ek dink ons is baie keer op 'n plek waar ons dink ons het nodig om die Here te oortuig. Ons het nodig om asseblief. Terwyl die Vader dit alreeds vir jou wil gee. 'n Goeie pa geniet dit om vir sy kinders te kan gee. Om seën te kan gee. Vader wil vir jou die Heilige Gees kom gee. Hy wil jou kom koop met die gawes van die Gees. Hy wil dit vir jou kom gee. Maar jy het nodig te vra daarvoor, te soek daarvoor. Ons sien die woord sê alles wat ons in gebed vra. Markus 11 vers 24. Alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. Geloof is super belangrik. Ons kan nie met 'n houding van kom ons kyk maar wat gebeur na die Here toe gaan. En sê, maybe as hy lus is, wil jy nie maar, nee. As ons na die Here toe kom ons met 'n verwagting. Ons kom met 'n hart vol geloof. Sê, ek weet jy kan. Ek weet jy wil. Hier is waarmee ek kom. My hartsbegeerte is om meer van jou te hê. Kan ek dit ontvang? Ek weet jy wil dit gee.
Ek het my eie quote hierdie week geskryf. So, dis eintlik dit daar opgesit het en Theo bygesit het. Theo W. Tozer. Maar ek dink verwagting is die atmosfeer waarin wonderwerke gebeur. Wil jy moet dit mooi hoor? Verwagting is die atmosfeer waar wonderwerke gebeur. Ek saai trek nou hier. Toe die klomp vriende hulle man op die draagbaar aanbring. Hulle kan nie inkom nie. Hulle het 'n verwagting dat die Here hulle vriend gaan genees. Hulle het soveel geloof dat hulle vriend genees gaan word. Dat hulle alles in hulle vermoë gedoen het om by die Vader uit te kom. Alles om by Jesus uit te kom. Te sê, ek is hier met 'n verwagting, ek weet jy kan iets doen. Jesus se woorde is profound in hierdie situasie dat hy sê, dat ek het julle geloof gesien. Nog voor hulle deur die dag gekom het, toe hulle buite gesien het, het hulle geloof gesien. En die wonderwerk gebeur. Terug by my notas. Markus 9 vers 23 tot 24. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Ek dink baie keer het ons 'n verwagting waarmee ons kom, maar ons ongeloof is so groot. Ons wil kom met volle geloof dat die Here iets kan doen, maar ons ongeloof stuur net so groot in ons kop rond. En dalk het ons nodig om te doen wat hierdie pa hier doen. En sê, ek het die stories gehoor, ek weet wat jy kan doen. Ek wil glo. En sy gebed na die Here toe was, kom help my ongeloof. Want ek dink baie keer kom ons ongeloof en kom steel by dit wat die Vader vir ons wil gee. Ek dink baie keer kom ons kerk toe soos iemand wat home affairs toe gaan. Geen verwagting nie. Net hoop om te oorleef. Maar God sê hy wil iets doen. Maar dalk het ek en jy eers nodig om te vra, Here, kom help my ongeloof. Kom help dit wat hier in my kop rondworstel en probeer steel, dat ek my volle geloof in jou kan sit. Dat ek hier met 'n volle verwagting kan wees. Nou, hierdie belofte van die Heilige Gees is vir elkeen wat dors is. Johannes 7 vers 37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. God kom vul nie mense wat reeds vol is van homself nie. Hy kom vul mense wat dors is. Ek dink ons is baie keer te trots, te vol van ons eie agendas. Ons is nie regtig dors nie. Ons is nie regtig dors om gevul te word met die lewende water nie. En dors mense honger vir meer van God. Hulle is bewus
van elke liewe behoefte wat hulle het, wat hulle weet, wat net die Vader kan vul. Hulle is oop vir sy Gees om te kom werk. Die probleem in vandag se tyd, dink ek nie, is dat God opgehou het om sy Gees uit te stort nie. Of baie minder sy Gees uitstort nie. Ek dink die probleem is dat ons ophou dors het nou. Dat ons nie meer hierdie urge in ons harte het om by hom te sit en te sê, Here, ek soek meer van jou, minder van my, meer van jou. Nou, ons sien 'n klomp keer in die woord, dat wanneer iemand met die Heilige Gees gedoop is, dan is die teken wat gevolg het, hulle het in ander tale gespreek. En Paulus kom, en hy kom sê, moenie verhinder dat daar in tale gespreek word. In Korintiërs 14 vers 39, moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Dis interessant, dat Paulus sê nie, maak seker dat niemand in tale praat nie. Hy sê, moet dit nie verhinder nie. Nou, hy sê ook, dat daar moet orde wees. En ons gaan volgende week uitbrei oor die topic, maar dit kan nie net 'n movie se lawaai wees en elke ou uitskree en tannie wat dit nog nooit beleef het, die inkom en weghardloop. Verstaan, daar moet orde wees. Daar moet wysheid wees. En wanneer iemand opstaan en 'n taal bring, dan moet daar uitleg wees van die taal. Dis wat die woord sê. Maar ons moenie uit vrees vir die onbekende die Heilige Gees kom stil maak nie. Ek dink ons het, en ek praat eintlik van 'n klomp kerke, dat ons baie keer so bang geraak het vir wanorde, dat ons die Heilige Gees by die deur uitgegooi het. En nie toegelaat het dat hy kom werk nie. Want ons is bang, dis weird. Ons is bang, dit lyk dalk nie soos wat ons gedink het dit gaan lyk nie. Hoe ontvang ek en jy die doping van die Heilige Gees? Ek het 4 punte. Eerste een is, wees gelowig. Markus 16 vers 17 sê, vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Markus 9 vers 23, as jy glo, alle dinge is moontlik. Jy moet verwag. Jy moet glo, God wil jou kom vul met sy Gees. Nou, ek wil net gou 'n disclosure gee. Talespraak is nie noodwendig vir almal nie. En ek wil hê jy moet gou by my bly. Voordat ek die skrif lees. Iets wat ek oor die jare in kerk gesien het, is dat as ons hier Pinkstertyd nader kom, dan sal 'n klomp mense wat so jaag na, ek moet my taal kry, ek moet my taal kry, ek moet my taal kry, ek moet my taal kry. En dan mis ons die punt. Want dit gaan nie oor die talespraak nie, dit gaan oor dat jy met sy Gees gevul word en die gawes ontvang wat hy vir jou wil gee. Die talespraak, great, is 'n bysaak. Tale sal vir jou gegee word as dit 'n gawe is wat die Here wil hê jy moet hê. Bear with me. 1 Korintiërs 12 vers 27 tot 31 sê die volgende. You are the body of the anointed one. Hy praat oor die kerk, oor die liggaam van Christus. For each of you is a unique and vital part of it. God has placed in the church the following. First apostles, second prophets, third teachers, then those with gifts of miracles, gifts of divine healing, gifts of revelation knowledge,
gifts of leadership, and gifts of different kinds of tongues. Not everyone is an apostle, or a prophet, or a teacher. Not everyone performs miracles, or has gifts of healing, or speaks in tongues, or interpret tongues. But you should all constantly boil over with passion in seeking the higher gifts. And now I will show you a superior way to live that is beyond comparison. Die gawes word vir ons gegee soos God goeddink. Maar buiten vir die gawes, jy gaan weet as die Here iets in jou sit. Hy gaan dit kom losmaak in jou. Maar nie almal gaan wonderwerke doen nie. Nie almal gaan leraars wees nie. Nie almal gaan tale uitlei nie. Nie almal gaan in tale praat nie. Jy kry die gawes soos wat die Heilige Gees dit vir jou kom gee. En ek dink in verskillende seisoene kan hy sekeres van hulle vir jou uitbring, soos hy jou wil gebruik. Ons gaan aan die tweede ding, is Jesus doen self die werk. Hy kom, Handelinge 2 vers 4, wat sê, hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Matteus 3 vers 11, Jesus is die doper met die Heilige Gees. Ons het gepraat daaroor by Hemelvaart, dat hy moes opgaan, hy moes weggaan, hy moes aan die regterkant van die Vader gaan sit het, die autoriteit ontvang, en hy die Heilige Gees gestuur. Hy is die doper met die Heilige Gees. En ek wil vir jou vandag sê, dat moenie een of ander emosie of een of ander hype jaag nie, want dis nie wat dit is nie. Dis nie 'n mensgemaakte ding nie. Iemand hoef nie sy hande op jou te lê sodat jy die Heilige Gees ontvang nie. Jy kan dit iewers alleen in jou stilte tyd ontvang wanneer jy besig is met die Here. Want geen mens is die doper met die Heilige Gees nie. Jesus is die doper met die Heilige Gees. As jy voel die Here gee vir jou die gawe van talespraak, het jy nodig om self te begin praat. Handelinge 2 vers 4, begin spreek soos die Gees dit gegee het. 1 Korintiërs 14 vers 5, ek wens dat julle almal in tale spreek. Die Gees kom vat nie beheer van jou mond soos, maak jou 'n robot nie. Die Heilige Gees kom gee inspirasie, en jy moet jou mond oopmaak en praat. Hy kom sit iets in jou binneste, en jy het nodig om jou mond oop te maak en te begin praat. Dit is soos wanneer iemand moet leer swem. Iewers moet jy inspring en begin swem. Begin om jou arms te begin beweeg. En ek dink baie keer, dink mense, die Heilige Gees gaan nou kom en jou tong kom rondswaai soos 'n windscreen wiper. Dis nie wat gebeur nie. God kom gee die inspirasie. Hy verwag dat jy jou mond oopmaak, begin praat. Begin praat soos wat hy dit vir jou gee. Die Heilige Gees kom gee woorde en klanke. Handelinge 2 vers 4, begin spreek soos die Gees dit gegee het. 1 Korintiërs 14 vers 2, jy praat met God wanneer jy in tale praat. Het gaan nie oor iemand om jou nie, het gaan oor jy is besig om met hom te praat. Die Gees is besig om vir jou in te tree. 1 Korintiërs 14 vers 14 kom sê, jou verstand is onvrugbaar. Beteken baie keer, weet ons nie noodwendig wat om te bid nie. Maar dat wanneer ons in tale praat, dan is die Gees besig om vir ons in te tree, vir iets groter, wat besig is om aan die gang te wees, wat ons dalk nie eens bewus is van nie, want ons verstand is onvrugbaar, maar die Heilige Gees weet wat besig is om te gebeur. Hy ken jou, hy ken jou omstandighede, hy weet wat in jou surroundings aangaan, hy is besig om by die Vader vir jou in te tree. En jy verstaan nie noodwendig wat jy sê nie, maar jy kan voel hoe jou gees besig is om gestig te word,
Want die Heilige Gees is besig om in te tree vir die situasie waarin jy is. En dis hoekom geloof nodig is as dit kom by die Heilige Gees, want ons verstaan nie altyd nie. Ons het geloof nodig. Ons geloof in Jesus, het 1 Korintiërs 14 vers 32 sê, jy verloor nie beheer oor jouself. As die Heilige Gees oor jou kom, jy verloor nie beheer nie. Die Heilige Gees gaan nie jou karakter kom verander en jou iets weird maak nie. Hy wil jou vat, wie jy is. Hy wil jou kom gebruik. Die Heilige Gees kom maak ons nie vreemd nie, hy kom maak ons nuut. Hy kom maak ons wie hy ons geroep het om te wees. En as ons praat vanoggend oor, is hierdie belofte nog vir vandag? Dan kom antwoord die Bybel en sê vir ons, ja, dit is. Die vraag is jy dors? Is jy oop? Is jy bereid om te ontvang? God soek nie perfekte mense nie. Hy soek mense wat beskikbaar is. Mense wat oop is om sy gees te ontvang. Die Heilige Gees moet nie net iets wees waaroor ons leer, iets is waaroor ons lees nie. Hy is 'n persoon wat ons nodig het om te ervaar. Want ek kan jou beloof, as jy die Heilige Gees ervaar het, jy kan onthou wanneer jy die Heilige Gees ervaar het. Jy kan onthou as die Heilige Gees iets in jou gestuur het. As die Heilige Gees jou equip het om van die gawes uit te leef en te doen. Want as die Heilige Gees oor jou kom, gaan ons kan hom ontvang. Ons gaan sy getuies wees, reg oor die aarde. Hierdie belofte is steeds vir vandag. Heilige Gees is nog steeds nodig te werk in ons lewens. Ons te kom equip met die gawes. En ek gaan julle aanhou challenge in die oploop na Pinkster toe. Dat jy in alles wat jy doen, seker maak jy kom by Jesus uit. Met 'n hongerhart, soekend na sy Gees. Nie op soek na die gawe nie, nie op soek na tale spraak nie. Soek hom eerst. En hou aanklop. Sê, Here, hier is ek. Ek soek meer. Kom vul my. Kom gee vir my soos wat jy goed dink. Kom equip my. En ons gaan Pinkster Sondag gaan ons bid vir dooping in die Heilige Gees. Maar dit sal eintlik vir my great wees as die Here jou in jou binnekamer kom doop met sy Gees. As hy vir jou daar op jou eie kom gee. Sonder dat dit iewers random is, hier by die kerk is en dit 'n oomblik is waar ons almal saam is, yes, dis mooi. Maar ek dink daar's iets special waar jy op jou eie sit, self met die Here sit en worstel, om jou hart deel, jou hart uitstort. Om sê, kom, Heilige Gees, ek het jou nodig. Ek kan nie sonder jou. Kom ons bid saam. Jesus, mag u Gees tot ons nader, meer word, groter word, en ons minder word. Here, kom gee vir ons die gawes soos wat u goed dink. Here, waar ons elkeen 'n deel is van die liggaam van Christus en ons elkeen 'n ander rol moet speel in die liggaam. Here, kom equip ons met dit wat ons nodig het om te doen wat ons moet doen. Here, sodat soos wat ons besig is om te groei en meer soos u te word en
meer van die gawes ontvang en meer funksioneer in die liggaam, Here, dat die bruid van Christus gesond kan word. Here, ons weet U het nog nie teruggekom nie, oor die bruid nog nie reg is nie. Here, maar ons wil nie deel wees van die liggaam wat dalk vrot is nie, wat dalk ongesond is nie, wat dalk sieklik is nie. Here, ons bid dat U ons kom gesond maak, kom verwyder dit wat in ons lewens is wat nie daar moet wees nie. Dit wat ons fokus steel, dit wat wegvat van wie U is en die manier hoe U ons wil gebruik, Here Jesus. Here, kom stort die Gees uit oor ons. Maak ons so vol van die lewende water. Here, en as ons dalk vandag hier is en sê, ons het lanklaas in ons lewens dors gewees vir U. Here, kom sit daai dors binne ons, dat ons nie anders kan as om by U te kom neerval en sê, ons kort die lewende water. Ons wil deel wees van 'n gesonde liggaam, 'n gesonde bruid. Dankie Jesus dat U nog steeds werk. Dat U nog steeds kom equip, dat U nog steeds besig is om deur ons die koninkryk te bou. Here, en ja, ons maak foute en ons jaag aan, ons maak droog, Here, maar dankie dat U nie perfekte mense gebruik nie. U ons gebruik soos wat ons is. Maar help ons om nie so te bly nie. Help ons om meer soos U te lyk. Here Jesus, ons het U nodig. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.